vriende en jongmaats, aan julle almal baie welkom by ons tweede byeenkoms van Pinkster 2020. Ons tema is, vind rus en vrede by God se Vaderhart. Augustinus het by geleentheid gesê, hier binne in ons klop daar 'n wekker, en hy sal altyd onrustig klop, totdat ons hierdie wekker, ons hart, vir die Here gegee het aan wie dit behoort. Mag die Gees van die Here in hierdie Pinkstertyd opnuut weer God se Vaderhart aan ons openbaar. Ek wil graag vir ons jongmaats vra of julle Bart se uitdaging aanvaar het. Het julle 'n prentjie van 'n duif uitgeknip en teen julle vensters gesit? Ek het dit gedoen. Kom aan, doen dit. Daar is baie voorbeelde op Google. Die duif is die simbool van die Heilige Gees, die Gees van God, wat in ons harte uitgestort is. Kom ons bid saam. Waai deur my, o Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig mag wees. Handel met my, o Heilige Gees, sodat my werk ook heilig mag wees. Trek my hart na U, o Heilige Gees, sodat ek sal lief hê wat heilig is. Gee my krag, o Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is. Bewaar my, o Heilige Gees, sodat ek altyd heilig mag wees in wat ek sê. Vul my, o Heilige Gees, sodat ek van U heiligheid kan getuig. Amen. Vriende, ons tema gisteraand was gewees, die Here se Vader wat vir ons sorg. Vanaand se tema is, die Here se Vader wat vir ons tot die dood toe liefhet. En ons skriflesing gaan kom uit die baie bekende gelykenis van die verlore seun in Lukas 15. Julle kan later saam lees vanaf vers 11 tot 24, maar ek gaan net vanaand ons teksgedeelte vir ons voorhou. Lukas 15 vers 20. Toe hy nog ver aankom, dis nou die verlore seun, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en sien vir hom. Liewe vriende, jongmaats, dit is wonderlike nuus dat die Here 'n Vader is wat vir ons sorg. Maar die heel beste nuus is dat die Vader vir ons sorg omdat hy vir ons liefhet. Daar's baie mense wat ander versorg omdat dit hulle plig is of omdat hulle daardeur 'n salaris verdien. Maar met respek gesê, die Here is nie 'n pligsgetroue weldoener wat 'n salaris ontvang omdat hy ons versorg nie. Nee, die Here versorg ons omdat hy ons liefhet tot die dood toe. Die gelykenis van die verlore seun vertel vir ons hoe groot die Vader se hart van liefde is. Ons sien dat die Vader se liefde vir ons 'n genadige liefde is. Nie die verlore seun of ek en jy verdien die Here se liefde nie. Daar is niks in ons wat maak dat die Here vir ons moet lief hê nie. Ek het nie iets in die geloof bereik of behaal of verwerf dat die Here my moet lief hê nie. Nee, die Here het my lief omdat hy my gekies het om vir my lief te hê, uit genade, sonder dat ek het verdien. Dink 'n bietjie na oor hierdie verlore seun. Hy het sy pa se geld gaan uitmors, uit in 'n varkhok beland. Sy pa het alle reg gehad om hom weg te jaag en nie terug te neem nie, maar alles behalwe. Uit genade, sonder dat hy dit verdien, neem sy pa hom terug, omhels hom, soen hom, gee vir hom 'n nuwe klere, 'n ring aan sy vinger. Dis 'n Vader wat ons liefhet, uit genade, sonder dat ons dit verdien. Ja, ons weet, ons kan nie die Vader se liefde verdien nie, maar genadiglik sluit dit ook niemand uit nie. Die Here se liefde sluit almal in, wegloopkinders, ook vir jou en vir my. Die Bybel vertel vir ons dat die Here 'n Vader is wat liefhet sondaars en tollenaars en randfigure. Goeie nuus. Dit maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Maak nie saak in watter varkhokke jou lewe 'n draai gaan maak het nie. Die Here het jou lief, nes jy is. Dit sluit ook vir jou in. In 'n koue, harde wêreld is dit sagte en warm nuus om te weet. Die Here
het vir my lief. Sy liefde sluit my ook in. Die Here se liefde was bereid om die hoogste prys te betaal. Die sonde het my en jou van God vervreem. Maar sy liefde vir ons is so sterk, dat hy bereid was om die prys van sy seun, sy lewe te betaal aan die kruis van Golgotha. Dit laat dink my aan die jong man wat vir sy meisie gesê het, ek het vir jou baie lief. Ek sal deur die riviere vir jou swem, deur die oseane en die storms gaan, net om by jou te kan wees. En later die aand toe hy vir haar groet, sê hy vir haar, sien jou miskien môre aand, as dit nie reën nie. Dis lippetaal liefde. Die Here se liefde vir ons is anders. Dis daadliefde, in die lewe van sy seun vir ons gegee. Iemand vra, kan die Vader se hart van liefde seer kry? Natuurlik. Net soos wat 'n aardse pa se hart kan seer kry, kan ons hemelse Vader se hart ook seer kry, as ons nie met wederliefde antwoord op sy liefde nie. Gaan lees maar Hosea 11 vers 8 tot 9, hoe die Vader se hart in stukke breek, oor die volk Israel, wat agter die Baalprofete aangeloop het. God se liefde, vir my tot die dood toe, dit maak hom so aanbiddelik. En ek weet dat God se liefde kom uit 'n vaderhart, groter as myne. Die feit dat die Here vir my tot die dood toe lief het, en dat niks my van sy liefde kan skei nie, dit gee vir my hoop in 'n wêreld wat skynbaar so baie hoop verloor het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u oneindige groot liefde vir sondaar mense soos ek. Dankie Here dat u wegloopkinders wat draaie gaan maak het in die varkhokke van hierdie wêreld, dat u vir hulle liefhet tot die dood toe. Dankie dat u liefde ook my insluit. Dankie dat u liefde vir ons nie net lippetaal is nie, maar daadliefde, die daad van die kruis van Golgotha. En ek weet Here dat u vaderhart ook kan seer kry. Help my Here om te antwoord op u liefde met 'n wederliefde ook vir u. En Here, in 'n harde, koue wêreld wat soveel hoop verloor het, ook vanweë die omstandighede waarbinne ons nou is. Dankie dat u liefde wat tot die dood toe is, waarvan niks my kan skei nie, dat dit vir my hoop gee. Amen. Baie welkom Bart, ons is baie bly dat jy weer by ons kom kuier het. Ek wil graag by jou hoor, kan jy die storie van die verlore seun in Lukas 15 onthou? Ken jy die storie? Hallo. Natuurlik ken ek die storie van die verlore seun, oom. Ja, en dis nie ekie nie, al is hierdie by troetelvarkie, dis nie ek wat die verlore seun is nie. Die verlore seun was daai slegte ouetjie wat sy pa gesê het hy wil al sy geld hê en wat hy gaan eendag erf en toe gaan hy weg en hy gaan spandeer die geld op partytjies en allerhande goed en hy mors sommer sy geld op en toe het hy op die ou end by die varke gaan eet uit die varke se bakke. Ja, ja, maar op die ou end toe hy nou teruggegaan na sy pa toe en toe was sy pa baie bly. Het oom geweet sy pa het vir hom gewag. Elke dag uitgekyk of hy hom sien. Dis verskriklik. Nog 'n vraag, oom? Bart, dink jy dat die Here alle mense liefhet, goeies en slegtes? Natuurlik het God almal lief, oom. Regtig almal. Hy het vir almal gesterf aan die kruis. En oom, maak nie saak of jy goed of sleg gedoen het, hy het vir jou gesterf.
Ja, daai twee manne wat aan die kruis was, ons albei baie slegte manne wat langs hom gehang het. En net een het dankie gesê en het besluit hy wil ook vir Jesus volg. Ja, die ander een het nie besluit hy wil nie, so maar die Jesus het vir almal gesterf. So hy het vir almal lief. Hy wil eintlik graag hê almal moet vir hom ook lief wees. Jo, hy het daarom vir hulle gesterf. Bart, dink jy dat ons hemelse pappa se hart ook kan seer kry? Ja, mens kan Jesus se hart seer maak, oom. Dink net, as jy nou iets gedoen het vir iemand, en hy is nie eers dankbaar nie, en hy sê nie eens vir jou dankie nie, of hy gee nie eens om vir jou nie, hy is lelik, hy praat lelik van jou, hy maak of jy nie bestaan nie, dan sal jou hart mos seer wees. Veral as jy vir hom iets gedoen het. En Jesus het gesterf vir mense, en hulle gee nie eens om vir hom nie. Hulle praat lelik van hom, en hulle wil nie eers vir hom ken nie, hulle maak of hulle hom nie weet van hom nie. En hy het gesterf vir hulle, sodat hulle vir ewig kan lewe. Nee, dit sal my hart baie seer maak. So ek glo, dit maak regtig Jesus se hart seer. Sy hart raak baie seer van ons, wat vir ander mense lelik is, en al die dinge doen wat hy nie van hou nie. As mens mos lief is vir iemand, dan probeer jy die regte dinge doen, waarvan hy ook hou. Ja. Ai, nou ja toe, julle moet lekker Pinkster hou, hoor. Bye. Baie dankie Bart. Ek sien julle almal môre aand graag weer en gaan verder met die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troue nabyheid van die Heilige Gees sal ook in hierdie aand met elkeen van julle wees. Tot omhelsing.